Welkom by Alles Uniek, waar ons gesels oor alles uniek. Van uitgewers, skrywers, beraders, pottebakkers en meer. Beloof hierdie verskeie unieke programme om jou metgesel te wees in jou eie unieke reis. Goeiedag en hartlike welkom by Alles Uniek. My naam is Henriette en dit is vir my so lekker om net weer saam met jou te kuier. En jy sal onthou dat ons in 'n vorige program saam met Elaine Broekman van Audience of One gekuier het. En Elaine het ons 'n bietjie meer vertel waar Audience of One begin het en hoe die Here net meer en meer boeke kom toevoeg het tot Audience of One. Maar nie net sommer enige boeke nie, maar boeke wat regtig 'n verskil maak en hoop gee en net inspireer. En een van daardie boeke se naam is Net 'n komma, nie 'n punt nie. En ons het die wonderlike voorreg om te luister na een van die skrywers van hierdie boek, Rachel Marie Ackerman. Maar Rachel Marie is ook meer betrokke by die boek, maar sy gaan so 'n bietjie meer daaroor vir julle vertel. En sy gaan ook natuurlik vir ons kom vertel wat die Here in haar lewe kom doen het, wat sy by hom geleer het, wat sy besig is om in te groei. En hierdie is net weer een van daardie inspirerende stories en ek wil jou graag aanmoedig om ook na Audience of One se webtuiste te gaan en dan natuurlik ook 'n boek vir jou daar te gaan uitkies, natuurlik meer as een ook, want net so ek gedink het, ek het nou die ideale boek gevind, dan sien ek weer 'n ander boek wat my net weer opnuut inspireer. So ons gaan hierdie program in 2 gedeeltes opdeel. En dan gaan ons, so in die helfte, gaan ons bietjie luister na 'n insetsel van Koue Koffieboeke. En Koue Koffieboeke sal jy onthou, spesialiseer in kinderboeke. En jy kan natuurlik ook daar op hulle webtuiste gaan kuier en sien watter boeke jy kan aankoop vir jou klein ding. Baie inspirerende boeke wat daar beskikbaar is. So ek hoop dat jy hierdie program vandag so met my gaan geniet. Deel dit en kom ons maak mense weer lus om te lees, en nie net te lees nie, maar ook om net weer opnuut herinner te word dat daar hoop is en daar's regtig antwoorde, meer as wat ons besef. Ons moet net bereid wees om ons beskikbaar te stel en te hoor wanneer die Here met ons praat, en soms praat hy ook met ons deur mense, deur boeke en natuurlik ook die wonderlike getuienisse. Mag jy 'n wonderlike week hê. Ons gesels gou weer, mooi bly. Hallo almal, my naam is Rachel Marie Ackerman. My nooiens van was Botha en ek was ook voorheen getroud. My van was Joubert. Ek en my man Quentin is nou een van die dae 20 jaar getroud as dit die Here se wil is. Ek is 'n kunstenaar, grafiese ontwerper en onlangs het die Here my geroep om ook te skryf. Meestal kinderboeke, maar ek wil nie nou te veel weggee van dit nie, want my getuienis wat ek baie graag met julle wil deel, is in die nuwe boek wat uitgegee is deur Audience of One Media. En dit is saamgestel deur Elaine Broekman en Antoinette Kloppers. Dit is die boek nommer 2. Die eerste boek is al reeds 'n paar jaar terug uitgegee en die boeke bevat gewone mense soos ek en jy se getuienisse. En Elaine Broekman is my suster. Ons werk saam as 'n span aan baie boeke. Sy doen die redigeerwerk en ek doen die kreatiewe werk, die ontwerpwerk van die boeke se omslagte en die uitleg van die teksbladsye, kry dit gereed vir drukwerk. En ja, ons het nou al heelwat van hierdie boeke saam aangewerk. Dis rarig 'n seën want Vader het ons eintlik al vroeg saam kom ons sê saad in ons lewens gesaai, lank terug toe ons nog jonk was. Maar ek wil nou nie eintlik vooruit gaan nie, want ek wil baie graag die getuienis vir julle voorlees uit die boek uit, sodat ek niks mis nie.
En hierdie getuienis is van die huidige seisoen van my lewe. So ek wil baie graag dit vir julle voorlees. Die boek se titel is net 'n komma, nie 'n punt nie. En soos ek gesê het, dit is boek nommer 2 en ek wil baie graag begin deur vir die Here baie dankie te sê vir die voorreg dat hy my in hierdie posisie geplaas het om my storie met julle te deel. En ek wil baie graag saam met julle net eers bid voordat ek aangaan, want hy stap hierdie paadjie saam met my en saam met elkeen van ons. Liewe Here, baie dankie vir die voorreg dat ek my storie, of kom ons sê hierdie deel van my storie, vir mense, gewone mense soos ek, kan deel. En ek bid Vader dat U my storie sal gebruik om ander mense se lewens dalk aan te raak en hulle te bemoedig en vir hulle te vertel hoe lief U ons het en hoeveel U vir ons Here, U stel belang in die fynste details van ons lewens en U stap 'n pad met ons vandat ons klein babatjies is, elke liewe dag. U laat ons nooit op ons eie nie. U is altyd naby en U is altyd reg om te antwoord as ons na U roep en na U soek, Here. Ons moet net stil raak en luister na U. Vader, ek bid dat U hierdie opname sal seën en dat die Heilige Gees daardeur sal vloei en sal werk en met elkeen wat daarna luister sal praat, Here, op hulle unieke manier, want U het ons elkeen uniek gemaak. U het vir ons elkeen 'n opdrag en 'n plan wat so spesiaal is dat wanneer ons val binne in U plan, Here, wanneer ons val binne in U wil van ons lewens, wanneer ons onsself oorgee en regtig sterf vir onsself, sodat U saad binne in ons kan kom geplant word en kan groei, Here. Dis dan wanneer ons ware vreugde, vryheid en U genade kan ervaar elke dag van ons lewens en werklik waar vir ons vreugde in volle vreugde kan lewe, in oorgawe, en dat ons lewens so kan raak dat mense daardeur diep aangeraak word en nuuskierig kan word en wonder en dat U met hulle ook op daai manier kan werk en met hulle kan praat en hulle nader na U toe kan trek. Vader, ek bid dit in die naam van Jesus Christus en laat U wil geskied elke dag en elke oomblik van ons lewens. Amen. Die koringkorrel moet eers sterf. Dis my titel van my getuienis. Baie van ons sit met hierdie vrae in ons harte. Wie is ek? En wat is my doel op aarde? En wat is God se doel of roeping vir my? Elke keer as iemand met oortuiging in hulle harte gesê het, dit is wat ek wil doen, of ek voel geroep deur die Here om dit of dat te doen, dan het ek gedink ons fout met my, want ek het geen idee gehad wat ek eendag wou word nie, behalwe dat ek graag gelukkig getroud wou wees en baie kinders wou hê. Net soos in die veeverhale wat ek as dogtertjie gehoor en gelees het. As ek my lewensverhaal tot dusver moet neerskryf, sal ek heel wat boeke kan skryf. 'n Roman, 'n tragedie, drama en komedie. Hierdie getuienis gaan egter oor hoe ek Abba Vader, die God en skepper van alles, se stem begin hoor het en geleidelik in sy tyd sy plan vir my lewe sien uitspeel het en so begin besef het wat my roeping is, oftewel sy roeping vir hierdie seisoen van my lewe. Toe ons nog kinders was. My kinderdae was gelukkig en gevul met speel, teken, swem en sport.
Van my gunsteling herinneringe uit my kinderdae was die kere wat ek en my jonger sussie Elaine op ons maagies op die sitkamer se mat gelê en teken het. My ander twee sissies wat 7 en 11 jaar jonger as ek is 'n bietjie later gebore, so ek en Elaine het meeste van die tyd saam gespeel. My ma het destyds vir ons van die ou drukkers by die werk se papier huis toe gebring. Dit was een lang stuk papier wat geperforeer was om sigsag op te vou en het geponste gaatjies aan die weerskante gehad wat 'n mens kon afskeer. Ons het so 3 of 4 dele vasgelos en dan die res afgeskeer en 'n klompie van hierdie lang dele aan mekaar geplak om een groot vel papier op te maak. Ons het dan paleise geteken met prinsesse in, wat besig was om met hul prinse by die koninklike bal te dans. Elke rok en uitrusting was met detail ontwerp en geteken. Dit was heerlik. Ons het ook graag Meermin prinses stories geteken wat 'n boonste, 'n middelste en onderste dele gehad het. Die bokant het die sinkende skip gehad. Die middel het visse en haie en 'n arme prins wat besig was om te sink gewys. As ek reg kan onthou, was daar ook 'n deel waar die Meermin prinses besig was om te red. Aan die onderkant was daar 'n Meermin land met die koning se kasteel in detail geteken. Ons het ook graag oor naweke en vakansies vir ure aan een met ons babiepoppe en flower prins en prinsespoppe liefdesverhale uitgedink en gespeel. Nie een was dieselfde storie nie. Elkeen was altyd 'n nuwe liefdesroman. En hier gaan ek nou 'n nota maak, want my suster Elaine, in haar getuienis, wat sy kan onthou, is dat ons boekies opgemaak het vir die babiepoppe. En wat ek kan onthou, is die teken en die stories. My ma sou ons dan so nou en dan uitjaag om vars lig te gaan skep, maar dan het ons al ons poppe en goed saam buitekant toe gevat en daar verder gespeel. Ons het vir hulle huise en strate gebou en so aanhou speel totdat ons die stories klaar gemaak het. Natuurlik het die stories altyd 'n goeie einde gehad, waar die helde en heldinne gelukkig getroud was en vir ewig gelukkig gebly het. As maats kom kuier het ons ook graag boom geklim en cowboys en crooks en Indians, jagertjie, wegkruipertjie en vele meer gespeel. Ons het 'n lekker groot swaai in die wagtererf gehad en altyd gekyk wie kan die hoogste swaai. Langs die hoenderhok was daar 'n groot boom en ons het graag opgeklim en dan op die dak gespring en daar gespeel. Nou dat ek daaraan dink, is ek seker ons het lekker fris beskermingsengele gehad. Ek dank Abba vir elkeen van my 3 sissies. Ek het 'n baie spesiale verhouding en band met elkeen van hulle en kan nog baie skryf oor goeie en slegte tye saam. Maar vir nou fokus ek net op een spesifieke goue draad van my getuienis, waarvan Elaine 'n groot rol speel. Maar ek spring nou so 'n bietjie ver vooruit. Skooljare. Ek was van jongs af atleties. Ek was mal oor nalope en hekkies en het elke keer wanneer ek in die blokke gesak het om weg te spring, in my hart gebid dat die Here met my sal wees en as dit sy wil is, dat ek asseblief sou wen. 1 jaar is ek aangewys as die vinnigste atleet en het Victrix Ledorm trofee vir die beste atleet in my ouderdomsgroep by die interhoër atletiek byeenkoms verwerf. Ek het hard geleer op skool, maar akademie was nie my sterkste punt nie. Ek het nie sleg gedoen nie, maar ek was maar net altyd liewer vir atletiek en sport. In die laerskool was ek goed met kuns, maar ek het nie kuns as vak op hoërskool gehad nie, want my pa het vir jare skool gehou by 'n hoërskool van 'n Bylpark, en omdat ek lief geraak het vir die skool, wou ek graag soontoe gaan.
Toe ek daar begin, het hy reeds by 'n ander skool 'n departementshoofpos aanvaar, maar ek wou steeds graag daar skool gaan. In matriek het ek oor 'n hekkie geval en my knie beseer, en dit was die einde van my atletiekloopbaan. Dit is ook in matriek dat almal mos groot besluite moes neem. Wat gaan ek swat en wat gaan ek doen vir die res van my lewe? Dit was vir my baie moeilik om te besluit, want ek het werklik nie geweet wat ek vir die res van my lewe wil doen nie. Dis eintlik volgens my so 'n verskriklike groot vraag vir 'n kind om te beantwoord. 'n Mens is nog so jonk, so onervare. Hoe moet 'n mens dan al weet wat jy wil vir die res van jou lewe gaan doen? Dit het geklink soos 'n ewigheid. Ons het aanlegtoetse gedoen en blykbaar was ek driedimensioneel aangelê en sportief. Ons begin toe navraag doen oor sportbestuur of tekenaar of so iets soortgelyk by die Universiteit van Potchefstroom. Maar dit was baie duur en geen van die grade wat hulle daar aangebied het my regtig geïnteresseer nie. Ons het ook gekyk na grafiese ontwerp by die Vaal-driehoek Technikon. Dit is nou the Vaal Triangle University of Technology. En het onderhoud gereël met die hoof van die kunstskool, want hulle het 'n keuringsproses gehad. Die lektor was baie bemoedigend toe ek my amateuragtige kunswerkies voorgelê het, want hy het gesê dat hulle dit eintlik verkies dat studente geen kunsopleiding het nie. Amper soos 'n spreekwoordelike skoon canvas, vol potensiaal. Dat hulle die grondslag kon lê vir studente om hul eie style te ontwikkel. Want, het hy verduidelik, studente het soms hul onderwysers se style aangeleer en dit was baie moeilik om af te leer. Hy het na my sketse en kunswerke gekyk en het daarvolgens vir my 'n keuring gegee. Studente daar. Die kunstskool was modern en wonderlik. As bonus was die kampus in Vanderbijlpark en ek kon by die huis bly en swat. Die besluit om in te skryf vir die nasionale diploma in grafiese ontwerp was 'n groot waagstuk. En ek is nou nog dankbaar dat my ouers my die keuse gegee het en dat hulle bereid was om vir die res van hulle lewens vir hulle arm kunstenaardogter te sorg. Soos ek genoem het ek geen kennis van kuns gehad nie. My eerste projek was 'n absolute mislukking. Een van ons vakke was perspektiewe tekeninge en ons moes 'n kamer ontwerp en verf met gouache. Ek het 'n lieflike 43% vir my projek gekry, want ek het geen idee gehad hoe om met die gouache as medium te verf nie. My tweede projek was 'n linoleum drukwerk en dit was absoluut fantasties. Ek het dit geniet om die prent op 'n sagte linoleum teel uit te sny met linoleum messies en dan met 'n rollertjie die ink aan te wend. Ryspapier word bo-op neergesit en dan rol jy dit deur 'n drukpers. Die eindresultaat is 'n inkkunswerk op ryspapier. Ek het 'n jagluiperd in 3 posisies uitgebeeld en ek het 75% daarvoor gekry. En daar was die spreekwoordelike koel deur die kerk. Gedurende my eerste jaar het ek met verligting besef dat ek glad nie gelukkig sou wees in 'n rigting soos argitektuur of tekenaar nie. Want ek het niks gehou van perspektiewe tekeninge nie. Dit was te rigied vir my en ek het dit verkies om my kreatiwiteit op 'n vryer kunsvorm uit te druk. In daardie jare het alle eerstejaars studente by die kunstskool dieselfde vakke gehad. Dit het hulle die kans gegee om verskeie kunsvorms te ervaar en om te sien of hulle daarmee sal wil voortgaan. Ek het ingeskryf as grafiese ontwerpstudent, maar het verander na beeldende kunste in my tweede en derde jaar, want dit was 'n baie vryer manier om my kreatiwiteit uit te leef. My kunstskooljare was van die beste jare van my lewe en ek sal Abba altyd daarvoor dankbaar wees. Ek was van daardie tyd af tot vandag toe nog steeds oortuig dat God se kreatiwiteit deur my vloei, omdat ek toe eers my talent begin ontdek het
en dat ek 'n instrument in sy hande is. Ek het nog nooit hierdie talent as vanselfsprekend aanvaar nie en staan elke keer in verwondering as ek 'n kreatiewe projek klaargemaak het. Deur God is ek regtig tot alles in staat. Elke keer as ek so effens vreesagtig raak wanneer ek die leë skilderdoek voor my sien, dan raak ek stil en voel ek hoe die Gees my bemoedig deur te sê, begin net, stappie vir stappie, laag vir laag, maak die kunswerk volledig. Dit is so wonderlik om saam met die Heilige Gees iets te skep. Niks kan dit oortref nie. Maar ja, ek spring nou weer so 'n bietjie ver vooruit. Getroud, geskei, getroud. Dit was ook op kunstskool waar ek my trouman ontmoet het, of so was ek oortuig. Aantreklik, musikaal, kreatief, 'n bietjie rebels, maar gelowig. Uit respek gaan ek nie sy naam noem nie. Ons was verlief en beste vriende. Ons het so baie gehad om oor te gesels en ons het ook saam by 'n lewendige Happy Clappy kerk betrokke geraak, soos ons dit daardie jare genoem het. Ons was saam gedoop en het ook saam in tale begin bid nadat ons in die Gees gedoop is. Ons het albei in tradisionele kerke groot geword en ek dink ons ouers was maar bekommerd dat ons rebels was en dalk in 'n vreemde sekte beland het. By een van hierdie kerk se naweekkonferensies het ons van die gawes van die Heilige Gees geleer. En die een jong wedergebore Christenvriend het na my toegekom en gesê, hy het gesien ek sit met kinders rondom my en ek lees vir hulle uit 'n boek voor. Ek was so opgewonde daaroor en het al vele kere deur my lewe daaroor gewonder. So gee ek die woord ontvang vir die Here en vra vir sy uitleg en bevestiging. Ons was redelik jonk getroud na 5 jaar saam. Ons huwelik het stelselmatig begin agteruit gaan, tot ons mekaar baie diep seer gemaak het. Ons het na 4,5 jaar geskei. My gelukkige vee-verhaal het 'n tragiese dood gesterf. Ek hou hierdie deel maar kort, maar ek het deur baie seer gegaan en was kwaad en rebels teenoor die Here in daardie tyd. Baie vrae het my gedagtes oorstroom. Waarom het U nie my trane en gebede gehoor nie, Here? Waarom het U dit toegelaat? Maar diep in my hart het ek geweet en was ek vreeslik spyt oor baie verkeerde keuses wat ek gemaak het. Ek het heeltemal uit die bus uitgeval, soos hulle sê. Baie later het ek saam met Jesus en die Heilige Gees daaraan gewerk om die foute van my kant af te oorkom. Ek het nie opgehou glo in God nie, maar nog steeds my eie kop gevolg. Wanneer dit in die nag stil geraak het en my gedagtes kliphard gepraat het, het ek geweet dat ek nog steeds aan God behoort en het ek baie met hom gepraat. My ouers en my sussie Elaine en haar man, Walter, was konstante voorbeelde van gelukkige huwelike. Ek is ewig dankbaar vir hulle in my lewe, want ek het gedurende hierdie tyd saam met Elaine hulle Kaap toe getrek en by hulle gebly. Hulle het toe pas hulle eerste dogtertjie gehad en ek het 'n baie diep band met haar gevorm. Sy noem my tot vandag toe nog haar tweede ma. Dit is in hierdie van die pad af seisoen wat ek toe my ander sussie Stella se een vriend ontmoet. My lewensmaat, my koon. Dit was liefde met eerste oogopslag. Ons albei was daardie tyd maar diep in die wêreld, maar Abba het hom met 'n rede op my pad gesit. Hy het my lief, soos ek is, en hy laat my lag, sê ek altyd vir mense met 'n vonkel in die oog. Koon het saam met my hierdie pad van genesing gestap. Dit is hier waar ek weer vir Jesus ontmoet het en stelselmatig my lewe weer aan God begin toewy het. My loopbaan. Ek het na kunstskool so 'n bietjie rondgeval en gewonder wat ek met hierdie talent wou doen en het by 'n loodglaswinkel begin werk. Dit was wonderlik maar kortstondig want die winkel het toegemaak. Daarna het ek 'n werk gekry as 'n grafiese ontwerpkunstenaar by 'n Christelike boekuitgewer.
Ek het geleer om op die rekenaar te werk en so het my grafiese ontwerploopbaan begin. Julle sal seker onthou dat ek wel ingeskryf het vir grafiese ontwerp en verander het na beeldende kunste. Ek eindig toe wel op om 'n grafiese ontwerp te doen. Ek is steeds so dankbaar dat ek beeldende kunste geswat het, want dit het my 'n baie vryer, meer kreatiewe denker gemaak, glo ek, as die nougesette en gestruktureerde grafiese ontwerp diploma. In die laat 90's was kreatiewe rekenaarprogramme maar aan die begin van ontwikkeling. Soos julle seker kan aflei, het ek toe nie vir die res van my lewe by my ouers gebly nie. Deur die jare het ek by 'n klompie klein grafiese ontwerpstudios gewerk en het baie goeie ondervinding in al die fasette van 'n besigheid opgedoen. Ek het ook by Philately, wat 'n afdeling van die Suid-Afrikaanse Poskantoor is, gewerk, waar ek vir amper 12 jaar seels ontwerp het. Dit was wonderlik om deel te kon wees van die navorsing, ontwikkeling, druk en vrystelling van Suid-Afrika se klein stukkies geskiedenis. Kinderloos. Ek en Koen het vir baie jare probeer om kinders te hê. En ek sal jok as ek nie erken dat dit baie stremming op ons verhouding geplaas het nie. Ons het wel ooreengestem dat ons nie sake in ons eie hande sou neem deur kunsmatige inseminasie ensovoorts nie. Dit het net nie vir ons gevoel dat dit die Here se wil vir ons was nie. Ons glo dat hy die gewer van lewe is en of ons kinders sou hê of nie, dat dit God se wil vir ons sou wees. Dit was vir my swaar. Ek het baie voor die Here gehuil, baie gebid en ook profetiese woord van mense gekry, maar niks het gebeur nie. Dit het naderhand vir my gevoel asof dit my identiteit geword het, die kinderlose vrou. Ek wou later nie meer hoor, wanneer gaan julle nou kinders hê, of hoekom doen julle nie die in vitro ding nie? Ek besef die meeste mense het goed bedoel en ek het hulle nooit blameer nie, maar ek was emosioneel moeg om daarna te luister. Al my werk, spanning het ook bygedra en asof dit nie genoeg was nie, het ek ook van werk verander. Ek was ook gedurende daardie tyd 'n selgroepleier en dit, saam met al die ander dinge, het vir my te veel geword om te hanteer. Ons het besluit om nader aan my nuwe werkplek te trek, want dit was te ver van Centurion af waar ons gebly het. Dit was ook te ver om te ry in die nagte vir ons selgroep byeenkomste en ons het 'n swaar besluit geneem om die selgroep te verlaat. My hart gaan uit na almal wat graag wil swanger word en 'n diep begeerte het vir kinders. Daardie pyn kan net werklik verstaan word deur iemand wat dit self beleef het. Ons het vir nog 'n paar jaar probeer, maar het naderhand begin moed opgee. Aanneming was nie vir ons regtige opsie nie, om 'n klein kindjie by jou in te neem en groot te maak, om net later te sien hoe daardie kind weggeneem word, sou ons harte gebreek het. Dit het met een van ons kennisse gebeur. Een oggend vroeg het ek weer op die studeerkamer se mat gelê en huil voor die Here. Vir 'n paar sekondes het ek in my geestesoog ervaar dat Jesus daar langs my staan, met sy arms voor sy bors gevou, so asof hy half skuins teen die muur geleun en na my toe afgekyk het wat so pateties daar lê. Hy het 'n effense glimlag op sy gesig gehad en sy kop so half skuins gedraai toe hy my vra: "Vir hoe lank gaan jy hierdie ding tussen ons hou? Jy maak 'n afgod daarvan en dit sit soos 'n muur tussen jou en my. As ook die roeping en doel wat ek vir jou het." Daarna was hy weg, maar sy gees se teenwoordigheid was nog tasbaar. Net daar het ek besef dat ek vergifnis moes vra, dat ek teen my kinderloosheid vasgekyk het en dat ek hierdie begeerte en hartseer vir hom moes gee. Ek moes my begeertes daar laat sterf, sodat sy doel in my in werking kon tree.
Ek het dit dadelik gedoen en hy het onmiddellik daardie alles oorweldigende begeerte na kinders en hartseer uit my hart uit weggeneem. En hy het vrede en die saad van 'n nuwe doel in my kom plant. 'n Vriendin het net onlangs, nadat ek dit vir haar vertel het, my aan Johannes 12 vers 24 tot 26 herinner. Dit verseker ek julle, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een. Maar as hy sterwe, bring hy 'n groot oes in. Wie sy lewe bo my liefhet, verloor dit. En wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo my liefhet nie, sal dit vir die ewige lewe behou. As iemand my wil dien, moet hy my volg. En waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. As iemand my dien, sal die Vader hom eer. Ek moes my eie begeertes saam met hom aan die kruis laat sterf. En dit is so saad in die ware roeping wat hy vir my het plant, sodat daar baie vrug uit my opoffering en stap van geloof gebore kon word. Dit is asof my lewe vir die eerste keer sin gemaak het. Ek was omtrent 45, toe hy 'n nuwe passie in my hart kom plant het. Ek het begin dink, bid en vra hoe Abba my kan gebruik om die kinders van die wêreld te bereik. Sien, daai passie was nog steeds, dis nou 'n nota, daai passie vir kinders was nog steeds in my hart, want die Here het dit daarop geplant. Daai het nog nooit weggegaan nie. Ek nog steeds daai begeerte om daai ewige saad in kinders se harte te plant terwyl hulle nog klein is, sodat dit kan groei in sterk bome. So ja, ek het begin dink en bid en vra hoe Abba my kan gebruik om die kinders van die wêreld te bereik. Kan ek dalk 'n sosiale media kanaal begin met 'n oulike karaktertjie wat stories uit die Bybel vertel? So is my eerste karakter Wolly gebore. Hierdie was toe nog net 'n konsepidee of idees en ek begin toe na baie jare van rekenaargebonde grafiese ontwerp en min kuns uitleef, weer teken. By die werk waar ons seels ontwerp het en gewoonlik deur ander kunstenaars laat illustreer het, moes ek ook meer en meer self teken en illustrasies doen, as gevolg van finansiële stremming. Die Here het stelselmatig weer my kreatiewe olies laat begin vloei. Ek het al baie gehoor dat die Heilige Gees met mense in die stort praat, antwoorde gee of nuwe idees laat vloei. Ek het al gewonder of dit die water se klank is en of dalk die reinigingsproses en of dit is omdat 'n mens net lekker ontspan terwyl jy aan God se dinge dink, soos Dawid van die Bybel oor sy woord en waarheid bepeins. Ek kan nie presies sê nie, maar ek het dit beleef en vele kere daarna. Een oggend in die stort, nie lank na my ervaring met Jesus nie, dink ek so oor die moontlike kinderkanaal en kinderstories. En ek vra hom, Here, hoe wil U my gebruik? Wat is U werklike doel dan vir my? 'n idee vir Ontdek die vreugde van lees by Koue Koffieboeke. Uitgekies deur ons, geliefd deur jou kind. Ons aanlyn boekwinkel bied 'n maklike manier om die perfekte boek vir jou kind te vind. Gebruik die Tanilia promokode en ontvang 10% afslag op jou totale aankope. Aflewering geskied landwyd reg op jou voorstoep. Besoek Koue Koffieboeke vandag nog en laat jou kind die avonture van lees ontdek. En ek vra hom, Here, hoe wil U my gebruik? Wat is U werklike doel dan vir my? 'n idee vir 'n kinderstorie het in my opgespring. Ek het net geweet, jy weet mos dat jy net weet, as dit hy is wat iets in jou hart kom plant het. Die eerste kinderstorie in my wese begin vloei soos 'n fontein van lewende water.
net nie gou genoeg klaarmaak en aantrek, sodat ek die storie kon neerskryf nie. Ek het aan die gang gespring om die illustrasiewerk daarvoor te doen, maar ek kan slegs oor naweke aan my eie illustrasies werk, so dit vat maar tyd hoor. Heilige Gees het intussen al 'n hele paar stories in my hart kom plant en deur my pen laat vloei. 'n Paar karaktertjies en stories het lewendig geword. Ek is tans besig om 'n klompie van my boeke se stories te illustreer. En tydens die skryf van hierdie getuienis en net met hierdie uitgawe het ek hierso geskryf. En ek wil die eerste reeks se e-boeke graag gratis beskikbaar stel op 'n komende platform om dankie te sê vir my hemelse Pappa se wonderlike roeping in my lewe. So net 'n nota, hierdie platform is intussen vrygestel. Die e-boek is beskikbaar huidiglik op die Harvest Life School website onder die Light Library. Om terug te gaan na my storie. Dit is 'n lang proses van ontwikkeling en is verseker 'n komma op die stadium in my lewe. Die wonderlike ding is dat die Here die tyd wat ek beskikbaar het, sien dat ek nie my eie kinders het nie, sal gebruik om die kindertjies van die wêreld te bereik. Asof ek in 'n mate 'n mamma vir baie kan wees. Wat baie interessant is my naam, Rachel Marie. Rachel Marie met 'n koppelteken. Dit het 'n Hebreëse betekenis. Rachel, dit was in die Bybel se tyd gebruik as 'n liefdesnaam, soos my bokootjie of my lammertjie. Rachel of Rachel, my naam is gespel R-A-C-H-E-L, maar in hakkies Rachel, R-A-G-E-L, was ook die moeder van Jakob, wat ook Israel was. Sy was soos 'n moeder van baie. Marie kom van Mara af, wat bitter beteken, maar dit was ook Jesus se ma se naam, Maria. Verlang was ek soos 'n bitter nie moeder in my hart, maar God het my bitterheid en my hartseer geneem en dit in vreugde verander. Psalm 30 vers 11. You turned my wailing into dancing. You removed my sackcloth and clothed me with joy. Dit is nou 'n vers uit die NIV uit. Stap van geloof. Baie naby aan hierdie tyd van ontdekking in my lewe, het Elaine haar eerste novel gepubliseer en het 6 maande later 'n stap van geloof geneem om haar roeping voltyds te volg. Sy het 'n goed betaalde pos in die korporatiewe wêreld verlaat om 'n Christelike butiek in Akkies, uitgewers besigheid te begin. Lees gerus haar getuienis in die eerste volume van net 'n komma, nie 'n punt nie. Sy het my gevra om die grafiese ontwerp, omslagontwerpe en illustrasies te doen. So het ons saam al aan heelwat Christelike boeke gewerk. Ek staan in verwondering oor hoe Abba ons na al die jare weer bymekaar gebring het om saam aan stories te werk. Amper soos toe ons op ons magies op die sitkamermat gelê het. Ons het albei deur jare se leerskole gegaan en in ons middeljare saam begin werk in 'n passie wat ons hemelse Pappa al as kinders in ons harte kom plant het. Ek het gedurende die eerste jare van haar besigheid die werk vir haar boeke in my vrye tyd gedoen, want ek het nog voltyds gewerk. Dit was 'n groot uitdaging om alles te balanseer. My werk, vryskutwerk, koon, familie en vriende. Hoewel ek deur die jare my voltydse werk by die poskantoor Philately baie geniet het finansiële druk begin om spanning te veroorsaak. My voltydse werk het my salaris betaal, maar die werk saam met Elaine het my vrede en vervulling gebring en het dit meer en meer my passie geword.
Die woord van God verduidelik dat ons nie twee basse kan dien nie, want ons gaan een afskeep. Dit het vir my 'n werklikheid begin word. Ek wou nie een van hierdie twee afskeep nie. Dit sou onregverdig wees teenoor albei. Ek het in my gees begin ervaar dat Abba my 3 jaar gee om voor te berei vir 'n wegbreek van my voltydse werk. En toe ek vir Koen hiervan sê, het hy my groot oë aangekyk en stadig geantwoord, "Okay." Ek was nog nie seker presies hoe en wat nie, maar ek het geweet, dit gaan 'n groot lewensveranderende besluit wees en ek wou nie so 'n groot besluit sonder sy goedkeuring as hoof van ons huis neem nie. Abba het hom egter ook vrede daaroor gegee. Een van my en Elaine se kliënte, Dieter Jansen, wat die boek Decision Point geskryf het 'n life coach sessie in hakkies aan my geskenk om dankie te sê vir my aandeel aan sy boek se omslagontwerp. Hy het my allerhande vrae gevra wat my 'n ander perspektief oor my situasie gegee het. Sy vrae het my laat besef dat die meeste van ons maar bitterlik bang is vir die onbekende en dat ons dalk 'n fout kan maak. Hy het 'n paar voorbeelde in die Bybel aangehaal van geloofshelde wat foute gemaak het en my gevra, dink jy nie dat God weet hoe om ons foute te hanteer nie? 'n Mens kan duidelik in die Bybel sien dat God weet hoe om met ons foute te werk, om nog steeds sy wil en plan te laat geskied. Ek is so dankbaar dat my hemelse Vader hom juis in hierdie tydperk oor my pad gebring het, om my oë oop te maak vir moontlikhede. Elaine het my ook baie geïnspireer deur haar brawe stap om haar droom te volg. Sy was die spreekwoordelike baanbreker of van hakkies voortrekker in my oë. Ek het met haar gepraat en die moeilike vrae gevra en sy het my reghet, net soos sissies kan, sonder om doekies om te draai. Gesê, dit is baie uitdagend. Nie altyd maklik nie, maar dit is absoluut die moeite werd. Ek het ernstig daaroor gebid en het ervaar dat Abba my wel wil wegroep uit die vaste werk wat ek gehad het. Dat ek moes kies om hom te vertrou en vir die eerste keer in my lewe het ek werklik geroepe gevoel om 'n massiewe stap van geloof te neem. Dat ek my eie besigheid moes begin en so die bruid van Christus dien met my talente en die ondervinding wat ek deur die jare opgedoen het. Die tyd het vinnig verbygegaan en ek het genoeg fondse bymekaar gemaak met die ekstra werk vir Elaine en ander kliënte en kon sodoende al my rekenaartoerusting kontant koop. Ek het gebid oor 'n naam vir my besigheid en het die naam Creation Media and Design Pty Limited in Oktober 2020 geregistreer. Creatio beteken in Latyn om iets uit niks uit te skep. Later het ek uitgevind, dit beteken ook om kinders te baar. Baie interessant. Ek het nog steeds in die aande en oor naweke gewerk. En ek was nog nie gereed om my werk te los nie, want ons kon nog nie sonder my salaris klaarkom nie. 3 maande voor die 3 jaar moes eindig, het ek my man weer herinner aan God se opdrag, en hy het my weer eens groot oog aangekyk en gesê, ja, wraggies, waar is die tyd heen? COVID het ook oor daardie tyd baie besighede, insluitend in die staatsinstansie, waarvoor ek gewerk het, baie hard getref. Pakkette was aangebied vir mense bo 55, maar ek was nog in my 40's. Koen het vir my gesê, dat dit baie groot stap is, om my werk te los, en dat hy baie meer gerus sou voel, as ek 'n pakket kon neem. Ons dien 'n wonderlike Here, en hy is so vol liefde en genade. Dit was nie lank daarna nie, toe my werkgewers die pakkette beskikbaar stel vir enige iemand van alle ouderdomme wat gewillig was. Dit was Koen se bevestiging. Dit was my groen lig. 'n Maand later het ek my vaste werk en die gemaksone van 'n vaste inkomste verlaat. Hoewel ek 'n pakket kon neem,
sou dit my ook net vir 'n paar maande kon uithelp. So dit was nog steeds 'n groot stap van geloof. Op 1 Februarie 2022 het ek begin om voltyds vir my nuwe CEO, Abba Vader, te werk. Ek het werk gehad om te doen vir kliënte wat vir so 2 maande sou voorsien. Maar verder het ek nie geweet waar my volgende werk en inkomste vandaan sou kom nie. Dit was vreesaanjaend, maar terselfdertyd was dit ook opwindend. Al wat Abba Vader wou hê, is dat ek die stap van gehoorsaamheid moes neem. In my eerste week van loop op die water, kry ek 'n oproep van 'n gesamentlike kliënt van my in die lyn. Sy bied my 'n semi-permanente kontrak aan om 'n Christelike aanlyn skool se webwerf en alle kreatiewe werk vir hulle te doen. Bo en behalwe dit, vra sy ook of ek ook sou help met die administrasie van hulle hoofbediening se kreatiewe werk, webtuiste en sosiale media. Ek was stom geslaan. Ek het vir haar gesê ek sal daaroor bid en by Abba bevestiging vra, maar my hart en gees het dadelik ja geskree. Kyk net hoe Abba die liefde wat ek vir kinders het, kom gebruik om hierdie taak met passie aan te gryp. Dit is nou al 2,5 jaar later en hy voorsien nog elke maand. Hy weet wat sy planne vir jou is. Geen dit oor. Hy sal vir jou vir die res sorg. Dit is nie altyd maklik om God se plan te kies nie. Daar gaan uitdagings en soms teenstand kom. Die harde werklikheid is dat die vyand nie daarvan hou as jy besluit om God se pad te kies nie. Jou absolute afhanklikheid van Abba se voorsiening leer jou om naby aan hom te bly en gee jou die geleentheid om 'n lewe van dankbaarheid en geestelike groei te lei. Ek verruil dit vir niks nie. God het altyd iemand anders in gedagte. Hierdie frase kan 'n mens vir 'n oomblik 'n bietjie afsit en jou effens onbelangrik laat voel. Maar God ag ons juis as 'n baie belangrike skakel vir hom om deur ons ander mense reg deur ons lewenspad te bereik. Soms voel ons te skaam of te bang om Jesus so goeie boodskap te verkondig. Want sê nou net ons moet iets doen waarmee ons nie gemaklik voel nie. Wat ek deur my lewe ervaar het, selfs in die tye wat ek van die pad af was dat Heilige Gees my nog steeds in my kringe gebruik het om sy boodskap te verkondig. Elkeen het gawes van hom af ontvang en wanneer ons bereid is om hom toe te laat, om deur ons met ander te praat, raak dit 'n tweede natuur. Dit is hoe ek sy werk deur my ervaar het. Ek het in elke seisoen van my journey met die mense om my by die werk, met vriende en familie gedeel. Ek het net my pad saam met Jesus op 'n oop manier gedeel. My vrae, my foute, oorwinnings en sy antwoorde. Die Here het op hierdie manier baie mense se lewens so aangeraak en hulle vir my. As mense jou opregtheid in die Here sien, hoe jy in sy wil groei en jou oorwinnings in hom deel, word hulle geïnspireer en voel hulle nie so alleen in hul eie stryd nie. Ons moet sensitief wees vir God se stem en tydsberekening en bewus wees van sy aansporing, promptings en hakies in ons gees. Maak tyd in jou dag om jou hart met God te deel. Al moet jy 'n uur vroeër opstaan om daardie tyd met hom te spandeer. Bestudeer sy woord en raak stil en luister na sy stem. Wag in geloof daarvoor. Ons gaan nie altyd reg hoor nie, maar hy eer 'n opregte gewillige hart. So berei hy ons voor en leer hy ons om sy opdragte uit te voer. Jy hoef nie noodwendig jou werk te los nie. Dit is nie wat my boodskap vir jou is nie. Ons roeping is om, maak nie saak waar ons is nie, sy stem te gehoorsaam en om sy boodskap te verkondig. Of jy nou 'n rekenmeester, onderwyser, model of koffiemaker is, hy het altyd die ander mense in jou lewe ook in gedagte. Laat hom toe om jou te gebruik, daar waar jy is,
want dit is jou leerskool vir dit waarvoor hy jou nog gaan gebruik in die toekomstige seisoene van jou lewe. Wat ek deur hierdie laaste klompie jare geleer het, was dat Abba nie net my talente wou gebruik om mense se boeke mooi te laat lyk nie, maar dat ek die mense saam met wie ek werk, wat meestal Christen, sissies en boeties is, op 'n geestelike vlak kon bedien. Ek het met sommige van hulle baie diep en betekenisvolle paadjies begin stap en baie spesiale vriendskappe gebou. Almal van ons het soms 'n oor of 'n woord van bemoediging nodig. Ek het tot die besef gekom dat ek 'n bediening hierin het en dat een van my gawes die gawe van bemoediging is. Vader het my kom wys dat dit nie net besigheidstransaksies is nie, maar elke opdrag 'n oppragtige mandjie is wat ek met liefde moet hanteer en met lieflike blomme moet versier wat deur hulle skoonheid en geur mense nader aan hom bring. Sommige mandjies bevat mooi groot helder blomme, sommige fyn en sag en ander medisinale blomme. So gebruik hy my in elkeen se taak en opdrag wat hy vir hulle gegee het om die wêreld op buite te bereik. Geliefde leser, wees bemoedig en weet dat hy in beheer is en in al jou behoeftes sal voorsien. Alles sal ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet en op hom vertrou en binne sy wil en roeping wil leef. As ons val en werklik sy pad wil volg, is Heilige Gees by ons, hier op aarde, om ons te lei en te bemoedig. Ons moet hom net vra. Romeine 8, vers 25 tot 28. Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is. Want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. En my kinderstories, wel, soos hierdie boek sê, dit is verseker net 'n komma en nie 'n punt nie. Die eerste wollie se storiesboeke het sopas die lig gesien en kan reeds bestel word op Audience of One Media se webwerf. Dit gaan 'n reeks van 7 boekies wees. Die idee rondom Wollie was oorspronklik om 'n skaap karaktertjie te wees wat stories in die Bybel aan ander diere sou vertel. Die konsep was soos 'n saad in die grond wat 'n paar jaar geneem het om te ontkiem. Oorspronklik sou Wollie 'n lammertjie gewees het en het telke male deur die jare in my kop kom rondgalop. Maar die tyd was nog nie reg nie. Hierdie jaar het die seisoen aangebreek. Dit was nou 2024. En Heilige Gees het stelselmatig die 7 stories in my hart kom lê. Ek het Wollie se illustratiewe styl begin ontwikkel en sterk begin ervaar dat sy eerder 'n volwasse skaapooi moes wees wat vir kinderstories vertel van skape wat simbolies gebruik word in die Bybel om die goeie boodskap van ons groot goeie herder oor te dra. Eenmaal, 'n paar maande voor ek die finale teks vir hierdie weergawe van net 'n komma, nie 'n punt nie gestuur het, toe ek bid en dink aan Wollie en die stories waarmee ek besig was, het ek weer gedink aan die profetiese woord van jare gelede, wat gaan oor my, wat stories aan kinders rondom my vertel. Ek het begin speel met die idees vir 'n logo, 'n reeks logo, wat ek op elke boek wil plaas en het vir Wollie so in die middel geskets met 'n klompie lammertjies wat om haar staan en luister. En daar val dit in my gees, soos 'n groot, wonderlike ontploffing van ontdekking en vreugde. Ek is eintlik Wollie. My naam is Rachel, Vader se bokootjie, Vader se lammertjie. Dis hoe Vader my wil gebruik.
om stories vanuit sy skatkamerhart aan die kinders van die wêreld oor te dra. Wat 'n wonderlike en ontzagwekkende gedagte. Die opwinding, maar ook die eislike verantwoordelikheid het my baie hard getref. Heilige Gees herinner my egter gereeld, wanneer ek 'n bietjie oorweldig voel, dat ek 'n instrument is en hy is die ink. Wat 'n verligting. My toekoms is in Abba se hande en ek kan nie wag om die avonture verder saam met hom te beleef nie. Mag dit ook so vir jou wees. Komma.